nie droom vir die wêreld opnuut ons eie sal maak. Dat ons iets van die feeslikheid wat in die hemel heers, hier op aarde van mekaar sal laat smaak. Dat ons dit wat bitter is soeter sal maak. En dit wat dof geraak het, blinker sal maak. Sodat die Gees ons kan vul met ons hele wese en onsself 'n aangename geur versprei. Want ons besef, Here, dat met U in die hemel is ons op aarde aangewese op dit wat ons het. En dis te min. Daarom bid ons vir die gawe van die Gees. Wees ook vanaand by ons, op U eie besondere manier. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees uit die boek Handelinge uit, die heel eerste gedeelte in Handelinge. Soos jy weet is Handelinge die tweede hoofstuk of die vervolgverhaal van Lukas, die evangelie van Lukas. Lukas het vir 'n bepaalde persoon geskryf en dan sê hy die eerste boek het hy geskryf oor Jesus op aarde en in die tweede boek gaan eintlik oor wat gebeur vandat Jesus in die hemel is hier op aarde. So dis 'n eenheid en hy begin alweer so. Die eerste berig Theophilus het hy geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het tot die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding weer talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar Jesus het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk. En 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met een speelmans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan. Hier eindig ons skriflesing vir vanaand. Ek wil weer begin dit is jammer dat ons julle geskuif het, want die hele idee vir my was om vanaand te probeer onsself in te dink oor hoe die disippels moes gevoel het, nadat hulle buite Jerusalem op die Olyfberg gaan staan het, en Jesus sien weggevaar het en toe teruggekom. En dis byna soos wanneer 'n mens by 'n begrafnis is, die begrafnis is verby, en jy kom weer terug huis toe, en dis asof daar so iets lees, iets doods is. En ons lees in die Bybel dat die disippels vir 40 dae as het ware in mekaar gesit het binne daai vertrek en gewonder het oor wat hulle eintlik met hulle moet aangaan en wat hulle nou moet doen, want die Jesus wat hulle gevolg het vir 3 jaar lank, vir wie hulle alles agtergelaat het, is dan nou weer weg. Eers dat hy is weg toe hy gekruisig is, toe verras hy hulle die opstanding en nou is hy weer weg. En hulle wonder oor wat moet hulle maak. Byna so wat ons dink oor hoe kan ons kerk wees in die tyd wat ons leef. Want waar is die plek vir die kerk in 'n wêreld wat al hoe minder plek het vir die kerk?
waar die kerk al hoe kleiner word in terme van struktuur en formaat. Jy sal onthou die ou dae, die kerk soos ons staan in die middel van die dorp, jy kan hom nie miskyk nie. Maar as jy in 'n groot stad vandag kom, is ander geboue baie hoër as kerke. Dis asof kerke verdwyn en kleiner word, asof God se teenwoordigheid al hoe minder word en die kerk al hoe meer in 'n klein kamertjie ingedruk word en kwale kop oor water kan. Ons dink partymal aan die kerk as 'n sinkende skip. En baie mense gaan vir jou sê, ag man, vergeet van die kerk, sy tyd is verby, maak die deure toe. 'n Mens sou so kon dink. As ek kan dink as 'n kind, die Pinkstertyd het altyd begin op donderdag vandag. En dan het ons vir 10 dae aan mekaar gebid. Nou het ons dit al korter gemaak, ons begin nou eers op 'n Sondag aan. Want ons het nie meer tyd eintlik om so lank by mekaar te kom nie, die wêreld het ons nie toe om dit te doen. En Hemelvaart is nie meer 'n nasionale vakansiedag nie, alhoewel dit een van die 5 groot feesdae van die Christendom is. Ons het Kersfees, dan ons Goeie Vrydag, en ons het Paaszondag, en ons het Hemelvaart, en ons het Pinkster. Nou het ons eintlik net 4 oor wat nasionale vakansiedag is. Dis asof Hemelvaart verdwyn, asof dit nie saak maak. 'n Mens sal te vergeefs in 'n boekwinkel gaan soek na 'n kaartjie of iemand anders te stuur op Hemelvaart. Vir Kersfees het ons Kerskaartjies en vir Goeie Vrydag het ons kaartjies. Vir Paas het ons baie kaartjies wat ons kan stuur en selfs vir Pinkster is daar wonderlike kaartjies wat mens kan stuur. Maar vir Hemelvaart het ons nie kaartjies. Dis asof Hemelvaart eintlik 'n nagedagte geword het vir die Christendom. En tog, as mens baie mooi gaan dink oor die betekenis van Hemelvaart, dan sal mens sien dat dit veral vir die gereformeerde spiritualiteit, die spiritualiteit waar ons behoort, heel waarskynlik die belangrikste fees is. Want nie, dis die dag waar ons vier, dat die hele ganse wêreld aan Jesus behoort. Abraham Kuyper het gesê, daar is nie 'n enkele duim van hierdie aarde, waarop jy jou voet kan sit, wat nie aan die Here behoort. Dit is sy koninkryk, dit is sy wêreld, en dit vier ons op hierdie dag, dat dit aan Jesus gegee word. So, dis 'n belangrike dag. En daar moet ons 'n paar goed gaan kyk, as ons hier uit Handelinge 1 lees, want Jesus sê 'n paar belangrike dinge hier, vir sy disippels, oor wat nou met die kerk moet gebeur. Die eerste ding wat belangrik is dat Lukas self, as hy aan Theophilus skryf, dan sê hy vir hom, in die eerste boek het ek jou vertel wat Jesus op aarde gedoen het. Want toe Jesus opgevaar het in die hemel, het sy werk nie opgehou nie. Dis nie asof hy verdwyn het. Dit was nie 'n begrafnis en ons sit 'n gedenksteen op en ons sê dis nou dit. Dis nie eers dat hy net in ons gedagtes bly voortleef. Jesus leef en Jesus regeer en hy is daar. En hy wil, Lukas wil die boek Handelinge skryf om te sê hoe het God in hierdie wêreld, nadat Jesus terug is by die Vader, gevorder met die koms van die koninkryk. Hoe groei God se koninkryk in hierdie wêreld? So, Jesus se werk gaan aan. Maar wat wonderlik is nog saam met dit, is dat Jesus eintlik met Hemelvaart sy troon bestyg. Dis die kroning van Jesus as koning van die wêreld. As 'n mens in die ou kathedrale gaan kyk in Europa of waar ook al, dan gaan jy altyd reg bo in die koepel, sal jy Jesus sien sit op 'n troon met sy hande so om hom, die disippels het so kring om hom. Hulle noem hom die Pantokrator, dis een wat sy hand oor die hele wêreld het. Hy sit bo in die koepel en hy kyk van bo af en hy regeer. Dan sal hy sal hierdie koninkryk aan die einde van die tyd oorhandig word. Dit is sy wêreld. Dis God se wêreld. En dis Jesus se wêreld. En in hierdie wêreld regeer hy. En daarom is ons as Christene, al lyk ons klein, al lyk ons benoud, nooit bang dat dit die einde is van God se koninkryk nie, want sy koninkryk is sonder einde. Daarom wil ons aanbid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Dit gebeur elke liewe dag, totdat dit voltooi word wanneer Jesus weer kom. Op Hemelvaartdag sê ons sy werk gaan aan, hy is koning oor ons almal, en omdat hy koning is oor ons almal,
dat hy oor sy kerk praat. Net voor hy opgevaar het, het hy gebid. Here, hou hier in die wêreld, maar hulle is nie van die wêreld. Hulle moet nie wees, maar hulle behoort eintlik aan U. En so bid hy nog elke dag vir ons almal. Terwyl hy toegesing word deur die engele en die ouderlinge met die wierookpakke kom, het hy jou naam en my naam in sy gedagtes. Op Hemelvaart vier ons die wonder daarvan, dat ons nie deur 'n heilige hoef te bid om God se aandag te kry, maar dat in Christus hy met God die Vader oor ons praat. En met die Gees. Ons lees in die Bybel dat die Gees kan dit wat ons nie kan sê nie, sê die Gees vir God. Dat is voortdurende gesprek in die eenheid, 'n bewegende gesprek oor wat hier op die aarde aangaan en hoe ons op hierdie wêreld hulle moet werk sodat ons God se werk hier kan doen. En daarom is die kerk op hierdie dag triomfantlik in die wete dat God gee om oor wat in die wêreld gebeur. Dis ook Jesus se triomfantelike terugkeer na die Vader. Nadat hy alles roof geag het, het die ou vertaling gesê en aarde toe gekom het, is hy terug by sy Vader, net soos wat ons weer verenig sal word met ons Vader. En Handelinge wil hy van ons 'n toekomsblik gee. Net soos wat jy hom sien weggaan het, so sal hy weer kom. Ons sal weer alles in almal by mekaar wees, een in een. Die kerk het altyd 'n toekomsvisie, 'n verwagting na wat gaan gebeur en wat gaan kom. En ons is opgewonde oor hierdie Jesus wat weer gaan kom. En hoe kom hy en waar kom hy? En hoe neem ons dit waar? En wat sien ons as hy kom? Daar staan in die Bybel dat hy eintlik sy laaste instruksies vir sy disippels gegee het, 40 dae lank, oor wat hulle in hierdie tussentyd moet doen. Voordat my ma op reis gegaan het op vakansie, het my ma net so 'n lang lys van instruksies gegee. Dit gee toch vir die hond kos, kyk dat die kat kos kry, sit die ligte in die aand af, sluit die voordeur, sit die alarm aan. So 'n hele lang lys. Jesus maak net so 'n lang lys van wat die kerk moet doen. 40 dae lang praat hy met sy disippels oor hier is die lys van wat julle alles moet doen terwyl ek nog nie hier is. En die disippels in spite van die langs lys verstaan hom nog altyd verkeerd, want hulle sê vir hom, nou maar wanneer gaan die koninkryk dan nou eintlik kom? U praat nou dat die Here gekom het van die koninkryk, ons het in 3 jaar gehoor van die koninkryk, en het gepraat oor die koninkryk, wanneer kom hy koninkryk nou? Nadat hy vir hulle probeer verduidelik het, maar die koninkryk van God is by julle en in julle, omdat ek by julle is. En daarom in plaas daarvan om te antwoord, deur vir hulle tyd te gee wat hy sê, net God weet dit, maar julle sal my getuies wees. Julle sal uitgaan in die hele wêreld, van hier in Jerusalem, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld, om hierdie koninkryk te laat gebeur. Ons is net so deel van die koninkryk wat kom, soos wat Jesus hom in sy volheid sal wees. En dis wat hy vir sy disippels probeer deel. En dis ook ons gereeld kunste bid hier. Eenmaal 'n jaar is 'n tradisie eie aan die NG Kerk. Om opnuut visie te kry, besieling te kry, gevul te word deur God se Gees, om met nuwe ywer te werk vir die koninkryk wat aan die gebeur is en aan die kom is. En dis die laaste wonder, as jy Lukas 24 is, die laaste hoofstuk lees voor aan in begin, dan staan daar dat die disippels eintlik na die kamer toe gegaan het nadat Jesus weg is met vreugde. Ons gaan nooit na 'n begrafnis toe kom terug met vreugde. Ons jubel nie maklik oor iemand wat dood is. Ons huil. Maar die disippels het gejuig. Hoekom? Want hulle sal die gawe van die Gees ontvang. Jesus het dan wel gesê, dis vir julle voordelig dat dit weggaan. Want na my sal daar een kom, wat vir julle sal getuig van dit en dat. En hulle opgewonde gemaak oor wat gaan gebeur. En daarom is ons by Hemelvaart, kyk ons dan tussen die opstanding en die uitstort van die Gees. En Hemelvaart is daai bruggebeure wat hier staan. So dis vir ons 'n belangrike fees
stap om te vier. Ons kry 'n opdrag van Jesus self. Julle sal my getuies wees. Julle sal hierdie waarheid vertel, dat God se koninkryk kom, dat ek het weggekry om die band tussen God en mens te herstel, dat ons nie vir God bang is nie, maar van 'n Vader kan sien, dat hy nie ergens toegesluit is in die hemel nie, maar dat hy luister na ons, en dat hy ons almal in hom wil verenig sien. En daarmee loop ons deur die hele wêreld rond. En dis 'n geweldige gedagte vir die kerk om te onthou. Die kerk het ook sy eb en vloed. Daar's tye wat hy sterk is en tye wat hy swakker is. En wanneer hy swakker is hy eintlik op sy sterkste. Daarom as ons min is in die kerk, is ons eintlik waar nie. Maar dan kry die Gees van God kans om deur ons te werk. So kom ons probeer hierdie week en regtig saam staan en kyk of ons kan bid vir 'n nuwe gees, 'n nuwe opgewondenheid vir wat God doen hier in ons kerk. Dit het al reeds met ons verzameling begin, dat ons buitengewoon goed gedoen het. Dit het vanaand begin, dat julle baie meer is as wat ons gedink het. Dit gaan Sondag saam moet gaan en dit gaan aanhou, sodat ons aan die einde van volgende week kan sê, ons vier Pinkster met die volle wete dat die koning van die hemel en die aarde is in sy gees aan die werk hier by ons. Vir die disciples was dit als ondenkbaar. Hoe is dit nou moontlik dat Jesus kan weggaan en ons hier los? En daarom bly hulle na die hemel kyk. Hy het nie weggegaan en waar is hy nou heen? Die kerk het vir 'n groot mate hemelskaders geword. Ek het inderdaad was 'n bietjie later student was Jesus Christ Superstar, die groot rock opera wat geraak het. Daarna sê jy got too much heaven on your mind. Dis asof die kerk kontak met die wêreld verloor het. Asof hy Paul op sy eie klein werkie, op sy eie planeet daar bo lewe en ergens hier rond sweef, maar nie regtig sy voete op die aarde het nie. Ons kan nooit genoeg hemel op ons aarde, te veel hemel op ons gebrein nie. Want die hemel moet op aarde weggetrek word. As jy ooit gedink het aan 'n grondeis, en ons sê dis sleg, dan moet ons sê die grootste grondeis wat die geskiedenis ken, is die grondeis wat Jesus instel teen hulle wat sy grondgebied gesteel het en gevat het. En Pinkster sê, ek vat terug wat myne is, ek stuur julle tot aan die eindes van die aarde om die grondeis waar te maak. Gaan beset hierdie wêreld en gaan woon daar. En moenie hemel toe staan. Kyk wat hier om julle gebeur. Kyk waar kan julle my grond toe eien. Kyk waar ek alreeds is en waar ek alreeds werk en ontdek. Hoe julle my kan sien op verskillende plekke. Hoe mense werk met my liefde in hulle hart. Maak julle oor oop om die hemel toe te kyk of af te kyk en sê ons is moedeloos en magteloos. Gaan neem en besit wat God se is vir God. En daarom in die ou dae was dit so mooi dat die kerk sentraal gestaan het in 'n dorp. Dit was God se aarde, God se gebied. En die kerkklokke kon lui oor die hele dorp en almal het geweet dis God se dag op 'n Sondag. Omdat ons hemelstade lê. En met die toenemende sekularisering in die wêreld, het dit so kan verdwyn. En nou is ons maar min wat kom, terwyl die lewe rondom ons aangaan. Gaan dit ons verhinder om God se grondgebied in besit te neem? Die winkelkompleks is op syne. En daarom gaan ons dit in besit neem vir hom. Die dorp is op syne. Ons gaan nie toelaat dat ons 'n klein minderheid is wat hier sit as ons geen verskil in die wêreld kan maak nie. Ons gaan vir mekaar sê, maar ek is tot alles in staat met Christus wat my krag gee. Daar is nie enkele ding wat my terughou nie. En dit wat my wel terughou is, weet God besig om met sy Vader bespraak daaroor. En dan gaan my die krag gee wat ek nodig het, om tot aan die einde van die aarde te gaan getuig, of tot in die dieptes van die aarde. En mense raak so opgewonde as jy oor hierdie wonderlike roeping dink wat God vir ons het. Wat hy alles met ons moet doen. Hulle sê dat ons gebruik nie, ek weet nie hoeveel persentasie van ons breinkapasiteit nie. Ons gebruik nie 'n 10
einde van ons verbeelding om te kyk hoe dat God hierdie aarde kan verander en deursien. As ons net wil droom, God se droom, vir ons wil laat gee. En Pinkster is 'n tyd waar die kerk sê, leer my, maak my heel, maak my gesond genoeg, om raak te sien hoe jy in die wêreld werk. Ek raak so geobsedeer met my eie siekte, my eie beperkthede, my eie sonde, dat ek nie eintlik opgewonde kan raak oor wat jy doen nie, want ek is net met myself besig. Here, leer my vergeet van die Here. En laat my die grootheid sien. Laat die hand hou oor die ganse skep. Baie keer verstaan ek nie wat ek doen nie. Baie keer raak ek vas oor besluite wat ek neem, oor tragedies wat ek sien, oor goed wat ek dink hoe aarde kan binne God se wil wees. Baie keer raak ek vas, toe as jy sê in die hart en steekbos. Maar dit is nie die ding wat my moet doodmaak, wat my geloof moet steel, dat God is God, ek gaan hom nooit begryp nie. Maar wat begryp ek wel, is dat hy sy arms om my arm sit en sê, dis my. En hy stiet vir jou uit om sy arms te wees, want hy sê, hou vast my wêreld. Vast my wêreld vir my op. Praat met mense oor my wêreld. Dolf hom om, ploeg hom om, saai hom. Geef vir my jou oes, so as die koninkryk kan vier. Hemelvaartdag is 'n belangrike dag vir ons. Want hiermee weet ons, in hom is ons meer as oorwinnaars. Want kyk, sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel op aarde. Ek het die wêreld oorwin. En daarmee kan ons afsluit met sy majesteit. Want God in Christus het die wêreld oorwin. Ek kan vra dat so 2 vir ons bid vanaand. Ons sal van Sondag ons bid hier hou, want ons wil almal saam praat oor wat God doen in die wêreld. Jy moet net hard bid as jy bid vanaand, want ons het bietjie uitgespreek. Maar ek wil graag hê dat julle saam met my die droom deel en met God praat oor hierdie wêreld en wat ons hier doen. So ek gaan vra vir 2 gebede. Kom ons bid en dan gaan ons majesteit sê.
afsonderlik tyd die Messias geskryf, die ding wat ons almal goed ken. En toe hulle dit die eerste keer uitvoer, toe is die koning van Engeland ook in die gehoor. En toe hulle by die Halleluja koor kom, toe staan die koning op en toe sê hy Halleluja. Van daai dag af staan almal op as self mens die Halleluja koor sing weg oor die konsertsale van Europa. Ek sien nie by ons sit die mense deesdae, maar dit was die dag om te sê aan God oor die wêreld. Maar hy sê dit nie dieselfde glorie en die heerlikheid, maar hy bring dieselfde idee oor, dat dit is God se wêreld en hom kom toe al die eer. So ons staan is ons sê, en kan ons maar nie eers sê. Ja wat? Ons gaan ons nou harder sê as wat jy nou bid het. Kom.
klomp mense by jou aan huis gehad het, en hulle is allemaal weg, dan lê jy maar so in die bed, en dan hou jy so nagesprek oor wat die gaan gebeur het. Daai het in sy kos opgeëet en daai het die kinder, en dit was ook weer so lekker, ons het toch so lekker gelag oor dit, skoolgoed is nog bewaas. Weet jy dat dit in die hemel ook gebeur? Na byeenkoms die Here is 'n engele besig om te sê, "Kyk, jy was daar vandag." Om dit nou te dink. So verrassend wat ons was oor die wat die was, en dit en onmoontlik was dit vir die Here. Dat jy op 'n aand by die res van die wêreld eintlik al van hom gegee het. Sê dit gou of te laat. Ek is hier so. Want hy is my koning. Ek behoort aan hom. En as jy 'n koning wat jy die wêreld instuur en sê, my genade